Welkom terug by die video graad 12. In vandag se video gaan ons kyk na vraag 7 van hierdie vraestel. Dit sê vir ons gebruik die diagram hieronder om die stelling te bewys wat lui. Die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is supplementêr. So supplementêr beteken hulle tel saam op tot 180 grade en dan gee hulle vir ons die diagram en hulle sê vir ons ook ons moet bewys dat hoek A plus hoek C gelyk is aan 180 grade. So, die eerste ding wat ons gaan doen is, ons gaan 'n konstruksie maak, ons gaan 'n radius trek van B na O en dan gaan ons ook nog 'n radius trek van O na D. So, dis die eerste ding wat ons neerskryf, ons sê daarso verbind OB en OD. Jy kan ook daar sê radiusse. Goed, so. Ons wil werk na hoek A en hoek C toe. So die eerste ding wat ons nou gaan doen is ons gaan sê hierdie hoek van O raak nou O1. Dis 'n middelpuntshoek en C is die omtrekshoek wat saam met hom werk. So ons gaan nou daar aandui dat O1 is gelyk aan 2 keer hoek C, want ons weet middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek. Dan gaan ons nou presies dieselfde doen met die ander hoek van O. Ons noem hom O2 en hy werk saam met hoek A. So O2 is weer 'n middelpuntshoek en A is weer 'n omtrekshoek. So O2 is dan nou 2 keer hoek A en ons het weer middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek. Maar dan, as ons gaan kyk op die diagram, O1 en O2 saam is 'n omwenteling. So dan sê ons O1 plus O2 is eintlik 360 grade. Jy kan nou daar skryf omwenteling. Of jy kan skryf hoeke om 'n punt. Maar O1 het ons gesê kan nou ook eintlik vervang word met 2 keer hoek C en O2 kan vervang word met 2 keer hoek A. Dan kan ons 'n 2 uithaal as 'n gemeene faktor. En as ons nou die 2 gaan wegdeel aan die ander kant, dan gaan ons kry 180 grade. En dit is dit vir ons bewyse. Nou vra hulle vir ons om die volgende te doen. So gewoonlik die vrae wat volg na 'n stelling of 'n bewyse van 'n stelling, het te doen met daardie stelling. So iewers gaan jy nou teenoorstaande binnehoeke van 'n koorde vierhoek supplementêr gebruik. Hulle sê vir ons het 'n koorde vierhoek, EFGH. So ek hou daarvan om dit vir my te gaan highlight. Kleur is absoluut jou vriend in meetkunde. So as jy highlighters kan gebruik, selfs daai lekker highlighters wat kan uitvee, dan behoort jy dit baie makliker te kan doen. So hulle sê vir ons hoek G is 114 en dan weet ons nou al klaar sy teenoorstaande binnehoek is hoek E. Hulle sê vir ons EF is 12, daar is dit op die diagram, FG is 8 en GH is 6 eenhede. So, nou kan ons die vraag beantwoord. Dit sê, gee alle relevante redes vir jou berekeninge, so ons moet ons redes gee. Gewoonlik tel die rede en die antwoord altesaam 1 punt. Die eerste vraag vra, bepaal die lengte van FH. Nou hier hou ek ook van kleur gebruik, sodat ek kan sien waantoe ek werk op my diagram. So, hierdie is FH. As ons hom wil bereken, moet ons nou ons wiskunde hoekie aansit en nie net dink ons is nou besig met Euklidiese meetkunde nie of sirkelmeetkunde nie. As ons kyk wat ons het, dan sit FH in 'n driehoek wat ek nou ook hier in rooi merk. En wat ons het van hierdie driehoek is 'n sy, 'n hoek en 'n sy.
So sy hoek sy, weet ons is een van ons kongruense bewyse, maar dit is ook die formaat wat ons soek vir die kosreël. So die kosreël kan jy van jou formuleblad afkry en ons sal dit uitskryf as FH² is dan gelyk aan FG² plus GH² plus 2 maal dieselfde twee sye maal kos van die hoek wat teenoor hom staan. En dan as ek my waardes gaan vervang, gaan ek nou sommer een keer dit op my sakrekenaar doen. Ek weet ek wil ontslaa raak van hierdie kwadraat, so dit beteken ek gaan die vierkantswortel aan die ander kant moet doen, en nou gaan ek net die waardes gaan instel soos ek dit het op my diagram. En dan as ek hierdie op my sakrekenaar intik, dan kom ek uit by 11,79 eenhede. En dan gaan ek ook dit op my diagram gaan inskryf, want ons gaan dit heel moontlik nodig hê vir die volgende vraag of enige vraag wat daarna kom. Die volgende vraag sê, ons moet die grootte van H bepaal indien H2 'n skerphoek is. So ek gaan eers gaan identifiseer waar sit H, H2. H2 sit nou ook in 'n driehoek. En as ek nou gaan kyk na watter driehoek ek met werk, is dit hierdie enetjie wat ek in pers merk. So wat ek kan sien is, ek het 'n sy teenoor die hoek, en dan het ek weer 'n sy wat staan teenoor 'n hoek. So hierdie lyk vir my soos die sinreël. Die enigste probleem is, dit is sin van 'n hoek oor die sy, so ek kort definitief daai hoek E. En ons het nou net die bewyse gedoen van teenoorstaande binnehoeke van 'n koorde vierhoek, en daarom sal ons wel hoek E kan bepaal. So ek gaan dadelik net sê, dit is 180 minus 114 grade, en dit gee vir my 66 grade, en my rede vir dit is teenoorstaande binnehoeke van 'n koorde vierhoek is sub. Dit is ongelukkig 'n lang rede, maar ons gaan dit moet gaan uitskryf. Dan gaan ek nou my sinreël bymekaar sit. So vir my sinreël gaan ek altyd begin met die een wat ek het. Ek wil net gou daarso gaan insit, ons het nou die 66 grade. So, ek gaan begin met dit wat ek soek, en dit gaan ek linksbo sit. Dit spaar net so 1 of 2 stappies wat ons later moet gaan vereenvoudig. So, ons gaan sê sin van H2 op 12 is gelyk aan sin van 66 op 11,79. So, sin van hoek H2, want dis wat ek soek, op sy teenoorstaande sy, is gelyk aan sin van 66 op sy teenoorstaande sy. Dan gaan ek die 12 gaan maal aan die ander kant. So hy gaan net bo by as ons dit wegmaal, en dan om vir H2 alleen te kry, gaan ek second function sin van alles wat aan die regterkant van die is gelyk aan staan. So ek hou nie daarvan om stap vir stap al die desimale uit te werk nie, want dis 'n klomp geskryf, en om dit weer op die sakrekenaar in te kry, so jy mag dit so los, en dan een keer na die sakrekenaar toe gaan, en dan gaan ons hoek H2 kry as 68,41 grade. En dan maak ons net seker, hulle het gesê dit moet 'n skerphoek wees. Skerphoek beteken minder as 90 grade, en dis perfek reg vir hierdie antwoord wat ons gekry het.